as ons praat van iemand wat digby is, of iets wat digby is, beteken dit baie naby. Eintlik teenaan, soos wat ek nou teenaan hierdie boom sit. Maar ek kan ook nie net dig by die boom wees nie, maar ook dig by die boom. Om te dig beteken dus ook om poësie te skryf. Iets waarvoor ek baie lief is, wat julle seker al teen hierdie tyd agtergekom het. Nou ek sê nie ek is goed met gedigte skryf nie, maar ek doen dit omdat dit vir my lekker is en omdat ek die Heilige Gees op 'n besondere manier beleef wanneer ek skryf. Veral wanneer ek soos nou in die natuur is. Dan voel ek dig by God, naby aan God, as ek dig by die aarde en deur die skepping geïnspireer word, as ek skryf naby aan die aarde, naby aan die skepping. En baie mense lees eintlik nie poësie nie, omdat dit nogal inspanning verg, jy moet aandag gee, en die betekenis van die gedig is nie altyd so duidelik nie, dit is baie keer dubbelsinnig, dit is 'n gespeel met woorde, en tog is 1/3 van die hele Bybel in poësie geskryf. Nou wat is die doel van poësie? Nie om inligting weer te gee of al jou vrae te beantwoord of om jou instruksies te gee oor hoe jy moet leef nie. Poësie werk eintlik heeltemal anders, jy moet dit anders lees. Neem die voorbeeld van die verhaal in Eksodus 14, toe die Israeliete uit Egipte vir die farao gevlug het. En Moses sy hand moes uitsteek sodat die see kon oopgaan en die volk kon deurloop. Nou, dit wat ek nou gegee het, is die verhaalweergawe van die gebeure. Maar gaan lees dan gerus Eksodus 15, waar presies dieselfde gebeure in 'n gedig beskryf word. Hier lees ons niks van Moses se hand nie, of van die wind wat net oor die see gewaai het nie, maar hoor wat staan dan vers 8. Deur die asem uit u neus het die water opgedam, het die seestrome gaan staan soos 'n dam, het die watermassa in die hart van die see gestop. Hierdie is volgens die 2020 meer letterlike vertaling van die Bybel. So die gedig gebruik met ander woorde metafore en herinterpreteer die gebeure sonder om die hele tyd net te fokus op die feite, maar tog laat dit jou iets meer beleef as net die verhaal. Dit trek jou in. Dit laat jou dit voel. Want ek sien al hoe hierdie reuse brander wat my wil wegvee, skielik soos jelly hier reg langs my begin bewe en stol. Die gedig sê dieselfde ding, oor en oor, maar dit sê dit ook meer. Dit sê meer intens met minder woorde. En ek dink dis waarom ons baie keer sukkel om die Bybel te lees. Ons lees die Bybel want ons soek antwoorde daarin, ons soek feite, ons soek instruksies. Maar miskien moet ek en jy probeer om net weer die Bybel te lees. Weer en weer en weer te lees, sonder om die hele tyd net te probeer verstaan. Voel die ritme, voel die emosies van die digters en laat toe dat jou verbeelding op loop gaan. Miskien moet jy soos ek weer 'n keer onder 'n boom gaan sit met jou rug teen die skurwe stam en Psalm 1 lees. Miskien moet ons dig by die aarde kom en die fluistering in die windstilte hoor. Want soms is dit die doel van die wonderlike woord van God. Kom ons word weer verras deur die woordspel met 'n hoofletter. En dalk bring die gedig jou ook dig by God. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Ek tel my woorde, spel versigtig, want spelling laat geen speling. Die oortreder word getuigtig en die reëls is streng.
Maar woorde speel nie altyd saam nie. Hulle wil nie rym nie, kry nie naam nie, hulle hardloop vir my weg. Soms is woorde sleg. Dan is daar die wilde woorde, wat nie ingeperk wil word, wat oor die spelse reëls galop, wat aanhou praat, al wil ek stop. Hierdie woorde roep nog woorde, waar hulle wegkruip in die nag. Goeie spelling baat tog weinig, as woorde vir 'n stem bly wag. My woorde struikel. Die woord praat. Name skyn waar die lig val. Die sleutelbord se liedjie sing as my vingers ligvoets daaroor spring. Ek dig by hom. Hy dig by my. My letters gaan lê styf teen sy sy.